saam met hulle weg vir 'n naweek. En ons lees nou alles wat hulle doen is, wat ons alles doen nie by hierdie plek. En onder al die ander is dan nou 'n hiking trail. Doen nie. Doen jy dit? Doen nie. Maar ons gaan dit aanpak. Ons besluit is een van ons dinge. Saterdagoggend vroeg gaan ons opstaan. En dis wat ons gaan doen. Die kinders het gretig, hulle wil dit doen. Charlene kan nie wag om die uitsig te sien nie. Cornelia sê, ek gaan met my kinders en ek wil iets saam met hulle doen. En vroeg op, dan gaan ons. En die hiking trail begin, ons is allemaal vuur en vlam, ons is lustige. Ek sê nog vandag, nie nog water saam, want ons nog 'n sak dra nie. Dis nog extra laat. Maar ons begin hierdie stapie. En dis altyd lekker, die eerste stukkie, hier gaan ons, die wild is op my nek, en daar loop ons. Hier kom ons by 'n boom wat omgeval het. Ag, dit is nie so moeilik nie. Rustig, kom ons klim oor die boom, help die vrouens voor, die kinders spring die boeken, en dan gaan ons. Verder in die pad, daar is 'n vletjie. Ook maklik, nog lekker vars. Kom by daai vletjie, rustig, hulle loop so tyd voor ek deur die water. Ek maak nie my skoene en ek maak met extra light tags hier, ons fancy. So ek is spring oor die vletjie. En ons stap, en so die pad aangaan, begin ek voel, yes, maar hierdie pad is besig om my onder te kry. Maar Albert loop met die map, en hy sê, nee, hier voor, nog 'n kilo, dan is ons by die water gaan. En ek sê, nee, kom, dan moet jy nader op ons loop. Gewoonlik by water gaan is al diere. En ons weet nie wat moet jy verwag nie, so. En ons loop, en nader ons wat ander vir dierbal, en ander draaf vir dierbal. En dierbal is ook zwaar. Dan hebben die kinders nie weer sak, met al die koeien in die water. En ons rijden, ons loop tot al die water gaan. Nou is het tyd vir poeder. En ek dink by myself, ek het gesê, kom ons los die poeder. Maar prys die Here, hulle het besluit, hulle gaan hierdie laaste raak. En ons stop eerste keer vir poeder. En Albert sê, ons is nou halfpad met hierdie stapie van ons. En ek dink nou by, dit was nou nie so erg gewees nie. Ons kan die volgende gedeelte deurbring, is nie? Ons kan. Ek meen, kom ons sien, ek is reg, ek is gebou vir stappies. En ons kom by die eerste draai. En nie met ons deur drade klim. Ons is deur die draad. Nog mooi pad, dis nie so erg nie. Kom weer by die ander kant van die draad, moet weer deur klim. Dis nie so erg nie. En hier kom eerste obstakel. Hier kan dierbal nie meer op my nek sit. Want die raak het te laag. Die takke groei laag. En dit glij eraf. En nou moet ek buk, en dan val die hond aan my hande so, en nou loop ek vir ons. En so was ieder en elk van u, die dag toe die besluit het, ek gaan die Here volg, het dit ook so begin. Dit was ons ook vuur en vlam geweest, onthou jy? Jy was lus, jy kon nie wag vir Sondag nie, jy kon nie wag vir die aand nie, jy kon nie wag vir die orkesoefening nie, jy kon nie wag vir Woensdag nie, jy kon nie wag vir Vrydag se jeug nie. Jy was mos vuur en vlam, jy was lus vir die ding. En dan kom die vyand en dan gooi hy 'n bomstomp daar voor jou. Ag, ek is mos nog sterk, ek swoor hom. Nou begin ons dink, ag, die vyand kan ons nie onderkry nie. En die kom die water
Wat die vyand bring, ag, ek swoor hom, of deur hom, dit maak nie saak nie. En nou kom die eerste groot obstakel. En ons is nog vars. Ons is lusvol. En ons vat daai las wat saam met ons kom. En ons haal hom van ons nek af. En ons dra hom. En ons is deur daai obstakel. Want op daai stadium, ek sê dit baie liefkeer, maar nie verkeerd verstaan nie, is deur ook eintlik 'n las. Want deur ook loop nie in die pad. Iemand moet hom dra. Die koeldrankbotteltjies en die waterbotteltjies is eintlik 'n las. Dat iemand moet hom dra. En ons is hier die eerste stuk, help sy vriend deur, ander help sy vrou deur, as ons deur, dan gaan ons. En hier begin die eerste stukkie opdraande. En ons begin daar opdraande loop. En ek is nogal heel winkie en ek sê vir André, ek gaan nie meer op die koning loop. My kyk te lekker bou. En hy sê vir my, ja, ek kyk te. Want ons is nog rustig. Maar toe ons so derde van haar opdraande kom, is dit nie lekker. Toe begin sy nie stop. En sy mam. En ek beklei. En kom jy nie wat anders op my gaan, kinders beweeg. Maar sy mam. En nou begin haar hartseer raak, en ek beklei met haar. En nou wil sy, want sy kan, sy sê nie kans nie, en ek sê, maar is nie nodig om te huil nie, man. Pak die ding aan. En in my gedagte was die watergat halfpad gewees. En ek sê vir ons kan nie omdraai nie. Want as ons omdraai, is dit verder terug. En so, laat vir jou sê, ons, as kinders van God, is al eindelijk voorbij die halfpad. Party van ons in ouderdom, ander van ons aan die wederkoms. Maar hier sit ons op pad. Nou ben jy wat. Vir die halfpad werk was lang al daar. En ons begin aanloop. En ek beklei met haar. Sy loop 10 tree, dan stop sy. En ek beklei. En ek wil het klaar maak, ons net loop en klaar kry. Dus ons voorbij al die pad. En het raak alle moeilijker. En alle moeilijker. Ons voete raak seer. Kyk raak seer. En die wil ons 'n las. Ons dra die las. En die opdrag. En so werk dit met ons as kinders van God. Toe ons op bekering gekom het, is dit mooi, maklik, pyn sy en daar gaan ons. En hier kom God. En hy geef ons die eerste opdraande. En nou moet ons die opdraande deursien. Met jou las wat jy dra. Maar gelukkig stuur God altyd iemand saam. Want as ek en Charlene alleen moes loop met Dewald, sou ons nie die las kon doen nie. Maar André is fitter as ons, en hy kan die las vir ons dra. En so het Jesus op jou pad, op hierdie opdraande wat jy besig is om te veg, het hy iemand vir jou gegee om te help met jou las dra. En so het ons na verder beweeg, is dit net in my gedagte, ons is voorbij halfpad. En ek moedig sy nie altyd aan met harde woorde, kom net man, jy kan, ja, kom. En so het God so iemand op jou pad moet gesit.
Jy kan nie die pad verder aanvat. En ons loop verder en net so voor ons op die einde van die eerste opdraande is, loop André vooruit. En hy gaan kyk. En hy kom terug en hy sê, dis net hier voor. Dis die einde. Dis die einde van die top. Dan moet ons afdraande. En ons verloor ons die hele pad. Het iemand vir ons uitgelee. Met sulke geel merkers. Dat jy weet waar om te loop. En as jy die geel merkers mis, dan is jy van die pad af. En ek wil vir jou sê, ek seker die Vader het gekyk en gewonder, is hierdie pad wat ek vir my kinders gegee om te stap. Is dit nie te moeilik nie? Is dit nie te onverdraagsaam nie? Is dit nie 'n onmoontlike pad nie? En toe stuur hy sy seun Jesus Christus. En Jesus het gekom en hy het eers daai pad begin loop. En hy oor ons vir ons 'n geel dingetjie gaan om die pad vir ons aan te wys. En dis hoekom ons die Gees van God het. Want as dit lyk of jy van die pad af dwaal, het ons die Gees van God om ons net so bietjie terug op die pad te help. Maar ons kom net voor die einde van die eerste opdraande. En ons het hierdie verwagting binne ons. Die einde is hier voor. En so kyk jy na die tekens wat die wêreld ons bied. En ons verwag die koms van Jesus is net hier voor. En ons kom by die eerste opdraande uit. En toe ons die boompunt so raak, toe ek so kyk, die sak my moed in my skoene. Want die sal nog opdraande gaan wag. En ons voel raak klaar. En ek wil sê, ons drink nie, ons is nie mense wat saam mense drink. Ek het my voorhand en drink my voorhand. En ons kom na bo en vra vir Cornelia, het jy nog koeldrank? Sy sê, ek het net hierdie van Boeta. Ek gaan helfte drink. En dan jy helfte. So ek sal die derde mond. Dan kan jy dink die pad wat ek besig om te stap. Hoe erg moet die stryd wees, dat dit wat ek eintlik nie doen nie, dit begin ek nou doen. Maar God stuur iemand op jou pad, om saam met jou die opdraande aan te dink. En dan is dit hoe moeilik, om hulle laaste slukkie met jou te deel. Dat jy die pad verder kan stap. En ons stuur die kinders die mense die vooruit en sê, hulle is vars, hulle is fit, gaan julle. Ons sal julle terug, en ons sal maak julle moeg. En so kom die las wat jy wensie het, en hy loop weg. Die sonde las wat jy dra. Raak eventually weg. En jy is net besig met hierdie pad, hierdie opdraande stryd, en besig met jou muscles te bou. Jou voete seer te maak, die sweet te laat tap. En ek weet vir 'n feit, daar waar ons begin het, net so ietsie verder,
op die spiegelkop. Nee. En ek dink by myself, maar hierdie halfpad is nie 'n halfpad. Daai was nooit die halfpad. As ek daar so moeg was, en daai was nie die halfpad nie, so ek daar omgedraai. Maar die woord van God sê, jy wat omdraai, die krukke, vir jou is die koninkryk nie beskoor. En ons loop, en Charlene sit, Cornelia sit, en stap ons bietjie verder, 2 keer, 5 keer 5, 5 keer 10. Charlene loop nader en vat sy aan die bossies langs die pad, en trek sy haarself die toe op, verhoud. So het God op hierdie pad, vir 'n bietjie bossie gesit, om jou te help woon. En ons loop op die pad, en ons is besig met die tweede opdraande. En toe ons so halfpad op is met die tweede opdraande, gaan sit Cornelia onder 'n boom. Ons is baie swaar nie, ek geloof nie. So klein nog 'n boompie. En sy haal water uit. Was net soveel. Ek sê vir haar, nog iets om te drink. Ek sê, in hartje van die kruis, al wat daar is. Ek sê, nee, drink jy helfte, gee maar my helfte vir Charlene. En ek hou maar uit. Want ergens het God 'n liefde op die pad gesit. Jy maak nie saak hoe jy praat lyk nie. Hoe swaar het lyk nie. Hoe swaar jy trek in finansies nie. En teen alle tye hierdie liefde kan beskerm. En teen alle tye moet jy vir hierdie liefde lief wees en omgee. Maak nie saak om 3 keer op 'n pad raas en sê kom, jy kan. Dis nie nodig om te help, dis nie tyd om te help. Ons sal verby die halfpad. Nu vind jy net so 'n gevoel op hierdie pad wat jy besig is om aan te druk. Hoe vind jy net so 'n gevoel? Dis nie die moeite werd nie. Maar ander besluit na die tweede opdraande. Ek gaan vooruit loop. Ek gaan vir julle gaan water haal en koeldrank. So ek gaan vooruit. Ons kom uit twee opdraande, net so voor ons het op is. Wel die kinders. Het julle al die kopbeeld gesien? Nee. Maar die pad is moeilik. En ons sê vir Charlene, ek sê vir Cornelia, ek sê, kyk hier is die laaste stukkie opdraande. Ek gaan die afdraande begin. En ons die laaste stukkie opdraande net so uit, en ons skep asem, en toe ek so kyk, toe is dit nie verby nie. Daar is nog 'n stuk. Daar is nog 'n derde stuk van hierdie berg oor, wat ons besig is om te loop. Maar terwyl ons die stuk berg, die laaste stuk aandurf, begin ons met mekaar gesels. En ons begin besig raak met God. En ons begin mekaar vertel, van dit is hoe die pad van God lyk. Dis nie altyd lekker nie, dis nie altyd rooskleurig nie, dis moeilik, die klippe, jy is opdraande stryd. Maar as jy iemand in jou sy het, dan maak dit makliker. Want op ander mens my sê, dan vooruit loop, sê ek van, jy kan nie. Ek kan nie alleen met die twee vrouens wees nie. Normale omstandighede, maar
pad. Ek sê vir my, kan jy 'n twee vrouens sê, wat as een van hulle vrou val? En dan draai dit goed deur my kop, want ons bly in die land, waar ons niemand kan bel vir hulp nie. Ons bly in die land dat al het ek sein en ek bel vir ambulans, of ek bel vir 'n helikopter, of ek bel uit my represiekantoor toe, is daar niemand om ons te kom help nie. En dan is iemand, kan iemand die foon antwoord, gaan dit hulle 2 ure plus vat om hier uit te kom, en die persoon wat nou geval het, sal dit dan nie maak nie. En ek loop met al die vrees in my binneste, wat gaan van hierdie vrouens word? Wat gaan ek doen as iets met een van hulle gebeur? En dis die vrees wat die vyand op jou pad sit. En dis wat ek vir jou sê, jy kan nie. Want ergens het hy nog 'n medegelowige in jou pad ingestuur, om saam met jou die reis aan te pak. En jy moet hierdie gelowige op die pad hou. En jou ongeloof, jou ontevredenheid, jou teleurstellings, kan jy nou hierdie persoon beïnvloed nie. So ek loop met al die bekommernisse in my binneste, maar deel dit nie met hulle nie. Want ons sit in die kerk en ons is ongelukkig met goed. Ons is gelukkig met hoe dit bestuur word. Ons is gelukkig met wat die kerk gebeur. En wat doen ons? Ons verklaar dit aan mense buitekant. En ons maak mense buite ook negatief. Om plaas van jou negatief vir jouself te hou en hierdie ander saam met jou te probeer intrek en hierdie positief vir hulle te wys. En dis sê kom ons stap in die positiefheid. Wil ons mos die negatief deel. En ons kom op by toppunt. En ek moet julle sê, die view waarna hy gesien het, was nie so great. Ek het al baie beter views op YouTube. Kyk, ek kom op die toppunt en is hy nie altyd die moeite werd. En ons verstaan nie altyd hierdie hele ontraande pad, vir wat was dit nie. En hier is 'n lang stuk gelyk pad. En dit is so lekker. En ons loop gemaklik. En ek bel die kinders. Is julle al by die kom? Nee. En ek sê, dis julle nie waar nie. Die einde is net die voor. Nou die geval. Want ek moet daar gemotiveerd het. Ek sê die vaal, en hy kom hier nog eens die kinders is en hulle sal nie voor ons hier weg. Ek bel vir ander, ek sê, waar is jy? Ek sê, ek is op 'n afdraande pad, maar is ook nie loodskeerig. En ons loop op hierdie stukkie gelyk pad, en die pad gaan lekker. Yes, dit is lekker, dit is reg, en ons loop. En toe ek vir 'n oomblik stil staan, besef ek, ons is op die verkeerde pad. En dis presies wat die vyand met jou doen. As jy die opdraande struik deur is, die pad wat God jou vat, die harde pad om jou te bou, om jou kykers styf te maak, as jy hom deur is, dan kom die vyand en hy wys jou iets anders. Want jy verwag nog opdraande struik, en jy dink nie hierdie pad is beter. En toe ek so rondkyk, ek het Cornelia gesê, is 'n gee minuut. En ons kom terug op ons pad. En dis presies wat ons doen as medegelowiges. Ons loop hierdie pad en ons kom nie altyd agter ons loop die verkeerde pad nie. Maar as jy net ergens tot stilstand kom en jy kyk terug en jy begin rondsoek, sal jy sien die pad is nie reg nie. En waar is die plek wat jy rondkyk en rondsoek? Down on my knees. I found my Jesus. Dan moet jy terugkom op jou knieë
dat God hulle vir die pad kan aanwys, dat die Gees van God met die nader in jou kan beweeg, dat jy weer kan wys, daar is 'n geel dingetjie, loop die pad van die geel dingetjie. En soos dat ons dit aanstap, begin jy aftrane, en ek raak opgewonde. En nou gaan dit makliker gaan. En die eerste stuk van die aftrane pad was lekker. Dit was maklik loop. Want hy draai so. En draai weer so. My kuitjie is lekker gekom. Die boomspiere is sterk. En die seer in my voete het ek weggeloop, ek voel het nie so. En nou raak die pad lekker. En net so een verder, toen is het nie meer so aftrap. Toe ek het sien. En as jy trap, dan is ek los klippe en ek glij. En ek sit terug en ek dink aan Albert, ek wonder hoe het my kind met deel op sy nek die hele aftraande pad deurgesit. Maar prys die Here dat hy iemand sterker as jy stuur, wat jou las vir jou kan dra. En hy kom op 'n punt wat hy vir een van Cornelia se dogters sê, spring jy op my rug ook. Ek is bereid om die pad verder so aan te dink. En so het ons loop net keer dat die vrouens nie ook seer kry nie. So ek loop en sê ek staan nie stil, dan vat ek hulle, dan klim hulle bietjie af. Dan kom Charlene en klim sy ook bietjie af. Dan loop ek weer voor en sê ek besop hier sy los klip. Want dis wat God gedoen het. Hy het menige gelowiges op jou pad gestuur, predikers, pastore, profete. Het hy gestuur om dit te kom waarsku en te sê, besop daarvoor is los klippe. Maar as jy nie optraan en stryd deur was nie, sou hierdie pad nie veel makliker gewees het nie. En ons is hier aftraan af. En ons het seker so 20 minute geloop toe bel ek die kinders. Toe sien hulle die kom. Toe weet ek, daar is hy. Daar is vooruitsig. Maar bly net vir hulle sê, die einde is net hier voor. Ek jok vir hulle. Charlene sê, ek kan nie meer nie. Ek sê, ons is verby die halfpad. Jy kan nie omdraai nie. Ek kan nie meer nie. Ek sê, wil jy hier optrane teruggaan en aan die kant afgaan. Jy moet vashou. Ek sê, dis hoe die pad van Christus is. Jy moet vashou. En ons loop die aftrane af, sukkelend, glydend. Naderhand sê Cornelia, ek is nog vir jou. Julle rus vir jou, ek gaan vooruit loop. En sy kry nuwe moed, en sy beweeg. En sy sê, maar daarvoor het sy lekker klein geval. Maar hoekom het sy klein geval? Want sy was alleen. En ons stap in die pad verder, stukkie vir stukkie. En Charlene sê, my kouse maak my seer. Die naad van die kous loop op my tone. Sy trek die kous uit, gooi weg. Gelukkig sit sy na stap, ons is ons altyd slim. En sy trek net uit, sy loop so 10 keer, sy sê, dis nog erger as my kouse nie aantrek. En ek raak frustreerd, en sy nie op dit sit, en ek wil die pad klaar maak. Ons is mos so ongeduldig. Cornelia sê, my kouse is te kort, die tekkie skier my hakke. Ek sê, maar kom ek trek my hoek uit. Dan skeer ek my hoek vir jou. Dan druk jy dit in my tekkies in. Dan sal dit nie so skaaf. Sy wou toe nie.
Maar weer eens op die pad wat ons stap, het ons medegelowiges wat bereid is om hulle hemd te skeer, om te help dat jy die pad kan weersien. En ons is seker so halfpad deur die afdraande pad. En ek bel die kinders, hulle is nou by die hek. Shit, wat dan? As hierdie fikse kinders nou weer daar is. Hulle het gesê se 3 ure loop, ons sal 5 ure besig. En dit is hoe die pad van God lyk. Dit lyk of dit tot 3 ure stap is. Maar dit is 'n lang pad. Dat God vir jou voorberei vir iets groot, iets meer. En ek bel vir André en hy sê, snavel jy kom weer. En ons stap die pad verder. En ons gly, dis los klippe, dis sand, die vrou se voete is seer. Dan hoor ek Cornelia se gil, Sakkie! Sê ek, ja, is jy okay? Ja. Maar dis iets wat ek met julle wil deel, is die geskree wat ek hoor. So sy skree, Sakkie! En ek skree, ja! Want klank beweeg op en nie af nie. En ek moet soveel harder skree, dat sy my geskree kan hoor om te weet dat ons okay is, as wat sy hoef te skree. En ek wil vir jou sê, as jy op hierdie pad is, en jy begin skree, hoef jy nie so hard te skree nie, maar die klank wat opbeweeg, beweeg in die troonkamers van God in, en God hoor jou. Maar die gekruis wat jy onderaan gaan, die lawaai waarmee jy besig is, kan jy nie die stem van God hoor nie, want die gekruis dat die klank wegraak. En dis hoekom as ons nou begin stil raak voor God, net op ons knieë, net nie meer besig raak met die gemoer en die geremoer van die wêreld nie, dan kan ons agterkom dat God met ons so praat. So ergens moet ons nou en dan tot stilte kom. En ek seker Cornelia moet stil raak om te hoor of ek ook skree. En as ek geskree, dan moet ek gewag dat die wind, as ek gewag dat die wind stil raak, dan skree ek terug. En dis presies wat God doen. Hy wag dat die stormwinde om jy besig is, dat jy self wil probeer veg. Hy wag dat jy tot stilstand kom. Dat jy dit kan kry. Sy geklop. En ons stap die pad verder, ons is seker so 3 kwart gestap. Toe hoor ek André se stem. Toe raak ek opgewonden. Want dit beteken André en die pad voltooi. Dit beteken André was in die huis. Dit beteken André gaan water haal. Dit beteken André gaan koelrank haal. En André kom terug. En ons is besig om die afdraande pad te struikel en aan te durf. En hy kom terug gehardloop na ons. Jy weet ons nog besig met die afdraande. Hy kom nog weer terug. En hy kom geef ons water en koelrank. En dis presies wat Jesus Christus doen. Hy sien jy kan nie meer nie. Hy sien jy kan nie die pad verder aandurf nie. Hy kom na jou toe gehardloop. Soos daai vader wat so gestaan het en gekyk het waar is sy verlore seun. So kyk Jesus. En hy hardloop terug na jou toe. Om jou die aanmoediging te gee. Om jou die water te gee. Om jou die koelrank te gee. Dat jy die laaste stukkie kan aandurf. En ek weet vir 'n feit, daai kopbeen, as ek net by daai kopbeen kan kom, dis my hele doel voor en oog, ek wil net by daai kopbeen kom, want as ek by daai kopbeen gekom het, weet ek die einde is daar.
En ons gaan allemaal in die pad. En hy maak so klein laaste draaitjie, vergelyke genoeg. En daar sien ek, daar sit Cornelia, en daar staan ander. En wat staan langs hulle? 'n kopbeen. Die kopbeen wat ander, die einde is in sig. Ek wil vir sê, as jy die pad aanstap, en jy kom weer die laaste draai, en jy kyk vorentoe gaan jy sien, daar staan 'n lam, wat lyk of hy geslag is. En hy wys vir die einde van hierdie pad is in sig. Die einde van hierdie lewensreis is in sig. En jy gaan dit maak. En ons kom by daai kopbeen. En ek is seker dis wat gaan lyk die voordat jy die laaste asem uitblaas en hierdie ontmoeting het met hierdie lam. En hy gaan hierdie laaste stukkie pad met jou stap. En ons begin my laaste stukkie pad stap. Die verbasendste ding, ek loop so André se voor. En André loop so my voor. En vir die wêreld en vir die kerkmense is dit verkeerd. Maar soos ons die pad gestap het, hierdie laaste stukkie, besef ek, Cornelia, Sarah, dalk wat jy het. My vrou is 'n sagte vrou, dalk wat jy sag. Ander is sag. Ek is sag. En ek kan op haar skree en sê, kom maak die pad klaar. En sy gaan vir my luister, en sy gaan dit aanpak. Met jy moet jy mooi praat, en ander praat mooi. Kom maar, kom so. En sy praat nie praat. En ek wil vir sê, net so voor jou lewenspad klaar is dit wat God doen. God stuur sy gees om jou te werk in jou dag, op jou manier. As jy hard is met harde woorde, as jy sag is met sagte woorde, dan kom God se gees en hy stap in die laaste myl voordat jy by die hek kom, stap hy saam met jou. Die woord van God sê, dat sonder heiligmaking, jy nie die koninkryk van God sal ingaan. En ek wil vir jou sê, hoe gaan jy heilig word? Al wat jy en ek kan doen, is strewe na heiligmaking. Maar God gaan by jou kom met die laaste myl. Daar word jou sterfbed hê, of daar waar jou laaste keer in die kerk gaan hê, of laaste busroute, of treinroute, of vliegtuigroute. Dan gaan daai gees by jou kom. Hard of sag, hoe ook al jy dit nodig het. En hy gaan jou begin heilig maak. Hy gaan vir jou sê, Tina, omdat jy daai dag verwen dit, en jy gaan dit bely. Ian, omdat jy wat jy met daar gedoen het, daar aan die dag, en jy gaan dit bely. En so gaan jy bely, en bely, en al hierdie goed, dit wat jy ontbreek van die heerlikheid van God, gaan die gees van God daai dag saam met jou wandel. En hy gaan uitdaag, dit wat nie by die koninkryk was. En die woord van God sê, geen sonde sal die koninkryk ingaan. En dan stap die laaste stukkie. En weet jy wat sien ek dat die laaste stukkie sien? As dan die mooiste wit volkring te wacht. Wat ander het die vaak na die hek toegereid. Want ons hoef nie nog die laaste stukkie te loop tot by die huis nie. En so kom Jesus nadat hy jou gereinig het en geheilig het. En hy kom haal
Jy hoef dit nie verder te loop nie. Jesus gaan kom. En hy laaste stukkie van jou weggevat. En jy gaan deur die hek gaan. En toe ons deur die hek is en in die voortreintjie klim, ek het eers bestuur. Hoe krijg was dit? Maar weet jy wat was die wonderlikste ding van alles? Toe ons blyplek kom, toe ons inloop, toe ryk ek buiten, en toe ryk ek eiers, en ek ryk bos, want ek was bos, en ek loop, en ek gaan sit aan 'n tafel, en daar is 'n feestie, van my voorlewe. En as jy die hele strategie is, opdraande, afdraande, walletjies, boomstompe, losklippe, 'n val hier en 'n val daar, en jy kom deur die hek, na jou heiligmaker, loop jy in 'n feesmale, waar Jesus aan die hoof van die tafel sit, en jy gaan 'n fees hê, saam met hom, en die engele. En dan sal jy terugkyk, en dink, maar jy die pad was, die moeite werd. Jy die pad was, die moeite werd. Jy die glij was, die moeite werd. Jy die seerpuite, is die moeite werd. As jy val van nie, dit is die moeite werd. Jou kopstap, dit is die moeite werd. Want daarvoor is 'n feesmaal met Jesus as hoof van die tafel. Ek wil jou aanmoedig en sê, moenie nou tou gooi nie. Ons is al verby halfpad. Ons is al besig met afdraande pad. Ons is al besig om te gly. Hoekom dink jy is die klippe so los ons vandag geloop? Want die vyand weet wat vir hom lê te wag. En ek probeer ons almal van stryd afkry. Dat ons dit nie kan maak. Hy wil ons die dag saam met hom in daai gevangenis sien. Of jy sê, hou vas, byt vas, moenie moet opgee, moenie opgee. Al voel hy kyk jou hoe seer. Ek gaan haal jy, gaan nie maar laai toe, ek gaan haal jy die biet uit en vryf jy dit vir die biet. Dit lyk of jy nie meer kan, jy kom nie na die pastoor toe. Of kan nou weer as gelowige toe. En vra net, dat hy jou net inhaak. Dat hy net bietjie sy hand skeer. Dat hy bietjie saam met jou op die laaste stuk kan durf. Voordat jy weer kom ons staan. Wil jy net so lang kyk door? Gaan nie wel vriend nie, gaan nie familie nie, jy gaan uit die bank kyk door. Jy gaan na iemand anders toe. En jy gaan gele druk nie. En jy moet daar aan. En sê hou vas. Klein mens